And you called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters, baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle hierdie tyd in die teenwoordigheid van die Here te kan spandeer. Ek gaan vir ons die foto met die seën uitspreek en dan gaan ons met ons erediens voort. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom kan lewe. Hierdie seun se naam was Immanuel, wat beteken God met ons. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons in U naam kan begin. Ons wil U loof en prys omdat U vir ons goed is en omdat U so in 'n week vir ons voorsien het wat ons nodig gehad het. Maar Heer, nie net oor dit nie, U is ook daar wanneer dit met ons nie altyd so goed gaan nie. U is daar om ons op te help wanneer ons val, net soos wat 'n troue Vader dit doen. En Heer, vandag wil ons vra dat U ook tydens hierdie diens met ons sal wees en dat U in die besonder ook waar ons vandag 'n bietjie hulde bring aan die oumas en oupas in ons samelewing, ook met hulle sal wees, Heer. Want hulle is vir ons 'n voorbeeld van wat dit beteken om eg te wees en naby aan U te leef en met wysheid op te tree. Heer, wil U gee dat ons ook wysheid vandag van U af sal kry oor hoe ons die pad vorentoe kan stap saam met die mense wat so naby aan ons is. En ook hulle wat soms baie ver van ons voel. Ons bid dit in U groot en U heilige naam. Amen. Gemeente, is dit nie so voorreg om sommer so vroeg in die oggend die Here se naam te kan aanroep nie. En vandag gaan ons spesifiek ook hulde bring aan die oumas en oupas. Want vandag vier ons dan nou in ons gemeente ook die oumas en oupas van ons gemeente. En ek wil vandag vir elkeen van hulle ook sommer baie dankie sê vir die wonderlike rol wat hulle ook speel in die vorming van hulle kleinkinders en dan ook vir hulle vorming wat hulle doen in ons gemeente deur hulle teenwoordigheid en deur die wysheid wat hulle ook met ons kom deel. Nou goed, gelukkig het ons dit die hele tema vir vandag ook toe nou 'n bietjie bedink en gedink dat ons vandag so 'n bietjie oor egtheid moet praat. Want egtheid en opregtheid is iets wat 'n mens so eintlik so deur jou lewe aanleer. Ja, ek weet nie wie van julle nog kan onthou so ver soos toe julle kinders was nie, van julle is dalk nog kinders, maar jy sal weet, daar is altyd daardie bepaalde groepies wat so bietjie uitstaan as die sogenaamde cool groepie. En ons kan daardie cool groepie sommer herken aan 'n paar kenmerke uit die era van ons grootouers, oumas en oupas, sou dit dalk mense gewees het wat so 'n lekker gegelde kop hare het met die daktail vir die mans en dan die vroue met hulle baie unieke 60s styl of dalk 'n bobcat of wat ook al. Julle sal al die style van hierdie tyd onthou. Ander tye het hulle dalk as 'n teken van cool wees hierdie lekker wye broeke gedra, die jeans met die wye some. En dan die afro was ook op 'n stadium 'n groot ding in Amerika en so aan. Of dalk sal julle onthou daardie era wat almal die Oakley sonbrille gedra het en die branded klere en so aan. So elkeen van ons herken sommer vinnig hierdie cool groepie aan die kentekens van die tyd.
daar is baie keer sulke fashion trends, sulke mode trends wat mense volg, en dit is dan partykeer sommer jou cool groepie ook. Maar nou wil ek vir julle vra, as ek nou vandag hier 'n bril gaan opsit, 'n mooi sonbril, of 'n mooi haircut het of wat ook al, wat doen dit aan my voorkoms? So, ek het toevallig nou ook vandag 'n nuwe haarsny, maar wat doen hierdie haarsny aan 'n mens? Maak dit van 'n mens 'n ander mens? Eintlik sal julle met my saamstem, nee, dit doen nie. Dit is eintlik maar net deel van die fasaad, die masker wat ons aansit as jy wil. Dit is deel van hierdie uiterlike beeld wat ons na buite vertoon. En dan dink ons dat cool wees gepaard gaan met hoe ek klee en hoe my hare gesny is, of die goed wat ek op my gesig sit, of nie op my gesig sit nie, die bling wat ek dra, as 'n mens nou in die jong mense se oogpunt kyk. Daardie goeders kan my nooit 'n beter persoon maak nie. En vir die Here is dit baie belangriker om ook na die uiterlike te kyk. En ons lees eintlik daarvan in 1 Samuel 16 vers 7. En hier is Elia besig om te soek vir die nuwe koning. Elia is besig om die nuwe koning te sien, en toe hy daarin kom, sien hy toe vir Eliab. En ons gaan nou lees wat in vers 6 en 7 verder gebeur. Toe hulle inkom en hy vir Eliab sien, toe Eli vir Eliab sien, het hy gedink, sekerlik hier staan voor die Here sy gesalfde. Maar die Here het vir Samuel gesê, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie, want ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien, maar die Here kyk na die hart. So hier is vir ons die eerste leidraad vir wat dit beteken om regtig eintlik cool te wees, as ons die woord wil gebruik, in die oë van die Here. En vir hom gaan dit oor hoe lyk ons harte. Mense kyk dalk na ons van buite en maak bepaalde indrukke van ons, of kry bepaalde indrukke van ons en wie ons is, maar vir die Here kyk hy soveel dieper en hy kyk in mense se harte. En nou, as ek van hierdie gedeelte uit 1 Samuel 16 spring na die Nuwe Testament, sal julle sien dat dit inderdaad ook so was vir Jesus. Maar selfs hier, wanneer Eli besig is om te soek vir die volgende koning, nadat Saul nie aan die Here gehoorsaam was, toe hy vir hom gesê het, hy moenie in 'n oorlog ingaan nie, en hy dit wel gedoen het, besluit God om 'n nuwe koning so lank te soek. En dan dink almal dat dit hierdie Eliab gaan wees, die reisige man, hierdie sterk man wat sommer koninklik lyk. Maar dan kies God iemand anderste. Wat ons nou verder in 1 Samuel lees, is dat God dan nou vir Dawid kies. En Dawid was maar sommer 'n jong seun gewees, 'n skaapwagtertjie, 'n herder wat daar in die veld rondgedwaal het en skape opgepas het. Dit was nie in die oë van die mense iemand met aansien nie. 'n Herder het nie die aansien geniet wat ons vandag aan 'n herder toeskryf nie, nê. Ons kyk vanuit ons oogpunt na 'n herder en ook vanuit die gelowige oogpunt, en dan sien ons iemand wat lei, iemand wat bewaar en sterk maak en dis meer. Maar in die oë van die mense van die tyd was hy sommer 'n niks nut gewees. Baie mense sou hom eerder beskou het as 'n skelm, want hierdie herders het dikwels hulle vee op ander mense se grond laat lei. En van die herders was nog 'n bietjie meer agterdogtig, want hulle het nog van die klein vee wat aangeteel het vir hulle self gehou en nie alles verklaar nie. So,
Hierdie mense wat as oneerlik die laagste van die samelewing beskou is, dis nou juis vir Dawid, hierdie skaapwagtertjie, wat God toe nou op die ou end kies. Want wat het God van hom gesien? Dawid was nie hierdie reisige man gewees wat Eliab was nie, maar Dawid het in God geglo en hy het baie naby aan God geleef. Dawid het daar in die veld sy liedere gesing tot die Here en hy was vrolik in die teenwoordigheid van die Here. Hy het staat gemaak op God se krag om hom te help om hierdie vee wat hy voor verantwoordelik was ook te bewaar. So, wat het God in Dawid raak gesien? Dit wat die mense raak gesien het, die uiterlike, die vuil seun, ek kan nou seker nie sê hy was vuil nie, maar die seun wat daar in die veld gebly het, onnuttige nitswerd seentjie, wat vir niemand eintlik iets beteken behalwe vir hierdie vee nie, dis vir hom wat God gekies het. Want in hom het God iets moois raak gesien. In hom het hy die mooi waarmee hy vir Dawid geskep het, raak gesien. En dit is wat hy ontgin uit hierdie jong seun Dawid. En hoe wonderlik is dit nie? Want ons dink ons moet altyd inpas by wat ander mense wil hê ons moet wees. Dit is so maklik om 'n masker op te sit en te volg wat die groep doen, net om te kan uitstaan of om te kan lyk of ons daarom inpas, dat ons vergeet dat God eintlik anders na ons kyk. En dat dit nie hierdie uiterlike voorkoms en hierdie inpas goed wat ek doen is wat vir God belangrik is nie, maar dat dit eintlik vir God belangrik is dat ek eg is en opreg. Hoekom? Want terwyl mense na ons kyk, is God besig om na ons harte te kyk. En daar kan niemand behalwe God in sien nie. Goed, ons kan dalk 'n bietjie nader daaraan kom om ook 'n bietjie in ander mense vir God raak te sien, nê? Maar ons kan dit nie doen op ons eie nie. Ons doen dit deur die geloof in Jesus Christus. Want Jesus hang nou juis met hierdie minstes van die samelewing ook uit, nê? Kyk net 'n bietjie hoe hy tuis gaan by die tollenaars, by die sondaars, hoe hy saam met hulle eet. Al die mense sien die slegte van daardie mense raak. Wanneer die kindertjies na Jesus toe gebring word deur die ander mense, dan wil die disippels hulle verhoed en dan raas Jesus met hulle en sê vir hulle, nee ouens, dit kan julle nie doen nie. Moenie die kindertjies verhoed om na my toe te kom nie, want as een van julle in die hemel wil ingaan, dan moet julle word soos hierdie kindertjies, hierdie onbelangrik is. En weet julle wat, vir my is 'n ouma en oupa ook so. Want ouma en oupa kyk nie net in my stoutigheid vas nie. Ma en pa mag dalk met my raas en bietjie kwaad wees en so aan. Hulle sal my nooit afskryf nie, maar ouma en oupa het 'n tipe geduld wat eintlik van soveel wysheid spreek. Want hulle raak nie sommer net kwaad nie, hulle sien die hart raak. En as ek daar met my mooi sonbrille en so aankom, dan moedig hulle my aan en so aan en hulle praat goed vir my, maar want hoekom? Ouma en oupa het geleer om verby die sonbrille, die nice mooi sonbrille, die oulike hoed, die bling te kyk en ook in ons harte raak te sien. Hulle het geleer om mense te aanvaar vir wie hulle is. En dit is 'n, kom ons sê, in Engels het hulle die mooi woord Christ-like feature van hierdie ouma en oupa. En ons wil vandag vir hulle ook baie dankie daarvoor sê. Want so leer ons tog ook om verby die alledaagse te kyk. Verby dit wat mense selfs voorgee hulle is,
om by die regte persoon uit te kom, om die egte persoon raak te sien. En nou wil ek sommer net so 'n bietjie hierdie gesprek draai, want die vraag is eintlik hoekom ons nou hierdie fasade aansit, hierdie masker. En ons doen dit baie keer net om te kan inpas. Maar ouma en oupa het ons aanvaar vir wie ons is. En die Here aanvaar ons eenvoudig vir wie ons is. Vir hom hoef ons nooit 'n masker aan te sit nie. Vir hom hoef ons nooit te pretend of om te maak asof ons iets is wat ons nie is nie, want hy sien die ware ek en jy raak. Hy sien verby die maskertjies, verby die mooi sonbril, verby die ryk klere wat jy aan het, en hy sien in ons harte. En dit is baie belangrik dat ons eerder voor hom eg is. Kom ons lees wat sê Paulus vir die mense van Galasië in Galasiërs 1 vers 6 tot 10. Hy sê daar, ek is verbaas dat julle so gou van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, wegdraai na 'n ander evangelie. Daar is nie 'n ander evangelie nie, al is daar sommige mense wat julle probeer verwar en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar selfs al sou ons of 'n engel uit die hemel 'n evangelie aan julle verkondig in stryd met wat ons aan julle verkondig het, laat hom vervloek wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met wat julle ontvang het, laat hom vervloek wees. Probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek die guns van mense? As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n dienskneg van Christus wees nie. Pragtige woorde hier van Paulus wat ons kom herinner om getrou te bly aan die evangelie. Om getrou te bly aan die evangelie van Jesus Christus. Want as ons dit doen, dan word ons ware self. Met ander woorde, hy probeer eintlik in kort vir ons sê, as julle ware self wil ontdek vir Jesus Christus in julle lewe. Sterf saam met Jesus Christus en staan saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Laat die hemelse Vader dan jou gedagtes rig. Volg hom, laat hy vir jou sorg en laat die Heilige Gees toe om dan jou denke ook op so 'n manier te vernuwe dat jy nie dink dat dit nodig is om heeltyd die instemming van mense te kry nie. Dit is nie nodig vir ons om die heeltyd die instemming van mense te soek nie, want kyk net wat sê Paulus hierso weer. Hy sê, as ek nog steeds mense se gunste probeer wen, sou ek nie meer 'n dienskneg van Christus wees nie. Nee, hy sê, ons moet eerder die Here tevrede stel. Dis baie belangriker dat ons hom tevrede stel, as wat ons die mense rondom ons tevrede stel. En dit gaan partykeer brawe stappe van ons afvat. Ouma en oupa het dalk al op die harde manier geleer om daardie brawe stappe te neem, om nie net in te pas nie, maar om eerder te volg wat Jesus Christus, wat die Here vir ons wil hê. Om eerder in sy weg te volg en sy guns te soek, as om die guns van mense te soek. Vir ouma en oupa kan jy nie meer, as jy kyk, hulle gee nie meer om oor die brandname en dies meer nie. Hulle gee nie meer om net in te pas by almal anderste nie. Hulle het geleer om eenvoudig hulle ware, egte self te wees. En omdat hulle dit doen, kan ons eintlik baie by hulle leer. Hulle het hierdie ding geleer, hierdie Christ-like feature geleer om ook die mooi in ander raak te sien en dit te ontgin. Vir hulle maak dit nie meer saak of jy die mooiste klere in die kas het en of jy die meeste geld het nie. Vir hulle gaan dit oor wie jy as mens is. En wat ouma en oupa graag wil doen, is om ook net die beste
uit hulle kleinkinders te haal. En dit beteken om hulle aan te moedig, daar te wees vir hulle en die egte self te ondersteun. Ek wil vandag vir elkeen van julle ook aanmoedig om soos Paulus te doen en te sê, weet jy wat, ek soek nie meer die guns van mense nie, maar ek soek die guns van God. Dit is nie belangrik meer vir ons om almal anders se guns te kry nie. Ons gaan die masker afhaal, ons gaan die fasaad afhaal en ons gaan ons ware egte self word wat ons in Jesus Christus is. En mag die Here ons ook help om dit te wees. En mag ons dan leer om ook nie net na die uiterlike te kyk nie, maar ook na die binnekant, want dit is baie belangriker. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here in Hemel, Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier sommer saam met U tyd te kon spandeer. En ons wil vra dat U vandag met elkeen van ons sal wees. Wil U vandag vir ons behoed en bewaar, en wil U gee dat ons in hierdie nuwe week wat nog voor lê, U teenwoordigheid sal aanvaar. Leer ons om elke dag eg en opreg te lewe, soos mense wat U guns soek, en nie die guns van mense nie. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike dag wat ons saam met julle kon begin, en ek hoop dat elkeen van ons ook gaan probeer om die ware ek, wat ek in Jesus Christus is, te gaan ontdek en dit ten volle te gaan uitleef. Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Amen. Broers en susters, ek wens vir julle 'n pragtige week toe en mag die Here julle sommer baie seën. Ek gaan nou 'n paar afkondigings flits en ek wens dat julle dan ook hierdie week sommer baie sal geniet. Tot volgende keer.
He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and